is dink ek tog wat 'n mens in ag moet neem met enige film, met enige musiek, dat daar 'n stuk vorming plaasvind wanneer jy jouself in oormaat daarin blootstel. Baie welkom aan die luisteraars en ook so baie welkom aan Pieter en Alistair met wat saam met ons vandag praat oor 'n spesifieke onder die lens episode oor K-pop Demon Hunters. Nou vir die wat dalk nie weet wat K-pop Demon Hunters is nie, dit is 'n fliek of film wat ook al die term hier wil gebruik wat handel wat teenwoordig is op Netflix, maar wat ook handel dan oor 3 dames wat K-pop sangeresse is. So die wat ook nie weet wat K-pop is nie, dit is Koreaanse popmusiek. En soos nou hierdie 3 dames wat sangers is, wat deel is van 'n band of 'n groep en hulle is dan ook terwyl hulle nie sing nie, demoonjagters, as ons dit so kan stel. Baie fiktief, fantasie tipe storie. En so gaan handel die storie eintlik nou maar oor hierdie worsteling tussen die groep dames wat die demone uit die wêreld uit wil hou. En so gaan ons vandag 'n bietjie ook praat daaroor. Dit is ook die mees gestroomde fliek op Netflix. Dankie Pieter. Gekykte fliek op Netflix wat hulle tot dusver gehad het op hulle platform. En so bedoelende dat hulle dan baie mense raak. En dis veral jong mense wat daarna kyk aangesien dit 'n animasiefilm is. Die produksie van die animasiefilm is nogal goed gedoen, maar die hele ding is omdat dit animasie is, raak dit baie keer ons jong mense. Maar dit dan alles genoem met die agtergrond en gedagte, sal ek dan ook net julle manne se insette wil hoor. Wat is julle eerste oogopslag, kenmerke en indruk wat julle kry oor die film? Nee, ek kon sê, ek dink kykers bo 60 of selfs bo 40 het sopas net so 40% verstaan wat jy pas gesê het. Hulle gaan sukkel met hierdie episode. Ja, ek skalk as ek dalk kan sê, dit is baie lekker om saam met julle te wees en ek dink jy moet dalk al vroeg in die episode sê, nee, daar's maar ek dink jy moet maar sê die episode se uiteindelike doel is nie om te sê dit is of reg of verkeerd nie. Ek dink die episode se mikpunt is om eintlik met 'n klomp gelowiges saam te gesels oor hierdie ding wat baie mense nou waarskynlik gekyk het. En eintlik maar op 'n manier, wanneer mense saamgestels, mense se gedagtes toets, mense denke toets. En dit toets aan die woord van die Here. En dat 'n mens sê, maar goed, daar al hierdie goed nou gebeur, daar's al hierdie goed teenwoordig, nee, maar hoe verstaan ons ook baie van hierdie goed Bybels, en hoe laat ons ook nie al hierdie goed wat daarin is, nee, ons indrukke, ons gedagtes of idees beïnvloed, dat ons daardeur gevorm word in plaas van die skrif nie. Dit is iets wat julle nou waarskynlik ook baie keer beleef het, is dat mense so ver en wyd lees en luister, dat hulle eintlik so oortuig word dat daar sekere goed in die Bybel staan wat daar nie staan nie. Dan sê hulle vir jou, wat dominee of wie ook al, dit staan mos so in die Bybel, en dan doen hulle dit hoegenaamd glad nie, en dit is dink ek tog wat 'n mens in ag moet neem met enige film, met enige musiek, dat daar 'n stuk vorming plaasvind wanneer jy jouself in oormaat daarin blootstel, en daarom dat hierdie gesprekke belangrik is, want ek dink baie keer jy sny 'n gesprek af deur eenvoudig te sê dit is verkeerd of dit is reg, en nie enigiemand die handvatsels gee, die leiding gee om eintlik oor die goed te dink nie, nee, om eintlik oor die goed te kan redeneer of eintlik self te kan bepaal hoe jy oor hierdie ding voel nie. So ek dink dit is belangrik dat wie ook al hierdie episode nou kyk om te hoor of ons dink dit reg of verkeerd is, uiteindelik nie die doel nie. Die doel is uiteindelik om te sê, nee, maar ons gesels saam oor hierdie ding. Ons gesels daaroor saam met ons Bybels oop voor ons
en met dit as mikpunt, met dit as doel. So ja, ek dink ek wil net dit graag gesê het. Ja, nee, baie dankie Alistair. Ja, dit is altyd goed om in gedagte te neem dat ons mikpunt is nie om te vereis van ons luisteraars af nie. Dis om ons luisteraars in te lig. Sodat hulle self kan help om met die skrif te kan beoordeel oor wat hulle eintlik moet doen. Maar dit dan gesê, wil ek graag by julle manne hoor. Ons gewoonlik, ons geneigtheid is om in die wêreld te kyk en te begin deur te sê wat is sleg. Maar ek wil eintlik 'n bietjie andersom begin om te kyk na die fliek en die film en te sê wat is goed, wat kan Christene uit die film uitneem wat eintlik positief is. Wat hulle kan saamvat. Eerder as om net die negatiewe in dit alles te sien. Dink Pieter kan dalk vir ons begin deur so 'n paar goedjies uit te lig, aangesien Pieter Handriks #1 fan is. En ek wil sê ek probeer dink goeie musiek is goeie musiek. Bloot, wat se vers alweer als wat opbouend is, als wat mooi is, als wat goed is, streef dit na. Dit is ook van toepassing op kuns en musiek en wel die liedjies uit die fliek uit is legit goed. So ek met languages mag mix. Dit is baie goeie liedjies. Sit in jou kop vas. 'n neutrale betekenis, dit een wat gaan oor hoe kunstenaars en sangers verafgod word, maak selfs 'n goeie doel en gebruik Bybelse beelde om daai doel te maak. So dit is wat goed is. Die se vers is die hoofboodskap oor die fliek gaan. Om jouself te aanvaar en jou foute te aanvaar kan goed wees as dit nie oordoen word nie. Maar die fliek oordoen dit dalk 'n bietjie. En weer eens terug op die lyn van enigiets wat goed is, streef dit na hoë kwaliteit animasie, hoë kwaliteit voice acting. Dit is met 'n goeie fliek. En dit kan mens sê, dit kan mens waardeer. Ja, ons baie moeite ingesit in die produksie van die film. Skus Alistair. Ja, nee, ek dink 'n mens kan dit sê, mense ek het eintlik 'n mens geniet daardie animasiestyl. Dit is 'n baie goeie animasiestyl. Ek dink nie dit is so goed soos die ou tyd se een nie. Ek hou van die ou tyd se een. Maar hierdie een is tog uniek van die laaste klompie jare se 3D styl. As 'n mens nou dink aan films soos wat so gewild was as Frozen of daardie tipe films. Hy is dit tog op 'n manier bietjie meer anders. En dit is tog baie goed gedoen. Ek dink ek sien saam met Pieter het tog daarin eintlik musiek waar die ouens bietjie oor nagedink. Ek dink een van die treffende stukke in daardie film is byvoorbeeld die in Idol. Your Idol. Of Your Idol. En as ons 'n bietjie later daarby stil staan dat daar is 'n stuk waarheid daarin en dat kunstenaars dit so reg kry om massas mense so te manipuleer dat jy amper daardie kunstenaar soos 'n god hanteer. Dat daardie kunstenaar vir jou 'n afgod word. En so daar's eintlik dis 'n stuk waarheid in die lied, maar ek dink dit moet ook 'n geweldige waarskuwing wees, dis nou dat jy baie keer in die wêreld vandag kry, iemand wat vir jou kan sê wanneer 'n kunstenaar nuus die kry seker volgelinge en dit is iets waarvoor mense ook tog versigtig moet wees dat jy iemand so volg dat alles wat hulle doen sê en verstaan uiteindelik jou ten volle vorm. Mense sien in daardie film die beeld van mense wat eintlik heeltemal oorgeneem word deur hierdie manne wat in 'n raai lied sing en dit is iets anders. Maar nou ook net verder. Ek dink mens kry nogal baie keer in flieks die gedagte jy moet jouself aanvaar soos jy is. Ek dink dat ek daarom wil sê is dat ek dink dat jy moet in so 'n mate nie iemand anders wil wees nie. Jy as gelowige, as jy 'n kind van die Here en die Bybel wys vir ons maar hy het jou onbeskryflik lief. Maar
wat 'n mens dan wel verder moet sê is dat ek dink baie keer wat die films ook doen is dat jy jouself aanvaar met jou is met die foute wat jy het. Nee, en dit is so dat jy het sondes wat het. selfs die sondes wat jy het, nee, dit is so dat jy al bepaalde foute en sondes gedoen het. Nee, maar daarin lê nie ons berusting nie. Ons moet nie daarin berus nie of dit net aanvaar en daar stop nie. Die Bybel wys eintlik dat ons nie die voorbeeld moet volg van enige film of enige musiek wat sê aanvaar jy jouself as jy is nie, maar eintlik sê eintlik moet jy jouself glad nie aanvaar nie. Jy moet eintlik na Christus smag. Jy moet hom eintlik aangryp. Jy moet eintlik wandel in daardie goeie werke wat die Here vir ons voorberei het as ons nou weer Efesiërs 2 lees. So net dat 'n mens altyd ook net sien dat die fliek eintlik enige film eintlik sonder daar's nie fout in die film nie, maar hy het hierdie onderliggende lyn dat 'n mens tog moet raak sien en jy jouself nie daarvoor blind hou nie. Jy moet dit raak sien, dit sien, maar hierdie ding het eintlik 'n narratief wat teen die skrif is. En terwyl jy die film kan waardeer, moet jy daardie narratief kan raak sien en sien, maar hierdie ouens wil hê ek moet bly waar ek is terwyl ek eintlik nie moet bly waar ek is nie. Ek het 'n pad van heiligmaking waarop ek moet loop. Ekskuus, ek het nou baie lank geantwoord. Maar skaak jy punt plus. Ja, nee, ek dink ek wil net dalk byvoeg by wat jy sê by die hele konsep van ons aanvaar wie ons is. En ek maar jy kan dit 'n Christelike lens noem en dan kan jy dit 'n Christelike lens verstaan. Maar wat hulle doen is waarskynlik dit 'n sekulêre lens dit noem en 'n sekulêre lens dit verstaan. En so as uit 'n Christelike lens dan sê ons nee, jy moet jouself aanvaar. En so aanvaar jy dat jy 'n kind van God is. Aanvaar jy dat jy deur Christus ingetrek word tot die volk van die Here. En aanvaar jy dat jy eens 'n sondige mens was, maar Christus was jou skoon en daarom moet jy ook jouself verloon soos Christus sê. En nie jou sondige mens noodwendig aanvaar en daarin voortleef nie, maar leef vir Christus. Waar die sekulêre lens sê dat ek aanvaar myself soos ek is, ek aanvaar myself met my foute, met my sondes en ek leef voordaan, ek volhard daarin eintlik. En dit is twee uiteenlopende teenoorgestelde rigtings wat hierdie paaie gaan. Ja. So dis dan een van die goed waar hierdie fliek 'n slegte voorbeeld dalk gee. Dat hy sê aanvaar jou met jou sondes, met jou foute. En leef voort in daardie sondes en foute. Ja. Net verder ook op die punt van verafgoding van kunstenaars. Want sê ek is bly dat ek my sleep token toe 'n paar dat Linkin Park posters afval voor ons begin film. Dat is sleg gelyk het. We gooi dit in die kast. Ek nie geld vir dit nie. Maar in elk geval, ja, daar's 'n verskil tussen aanklank vind by musiek of van musiek hou of selfs moeite doen om na 'n konsert toe te wil gaan of iets, net iets bloot te geniet. En dit so deel van jou persoonlikheid te maak, so deel van jou lewe te maak, dit streef bo God. Soos ek weet nie, manier om dit te stel is as jy liewer stil op 'n Sondag na 'n konsert toe sal gaan as kerk toe sal gaan, dan is dit dalk iets fout. Maar gaan Saterdag geniet dit, maar ja, julle bedoel dat ek verstaan as ek dit sê. Was 'n verskil is nie twee. Waardeer iets wat goed is. Gaan voort. Ja. Nou skuld, jy het net nou gesê ons moet nie begin by wat is sleg in die film nie, maar sodat op daardie oor beweeg. Ja, Nee, duidelik. Wat ek eintlik net as sulks sê, dit laat my dink aan daardie gedeelte in Jesaja 5 dink ek, Jesaja 6, waar die Here sê nee, weet die wat die kwaad goed noem en die goed kwaad noem. En ek dink nee, dit is iets wat ons net ook oor die film moet sê, is dat die film kan 'n mens dis nie 'n Christelike film nie. Nee, so ons kan die film geensins 'n Christelike fliek noem nie. Nou ons kan hom waardeer vir die kuns daarin, ons kan hom waardeer vir die enkele stukke waarheid wat daarin na vore kom, maar 'n mens kan geensins eintlik dit 'n Christelike fliek noem nie. So net dit dink ek wil ek begin net mee. Ja, ek dink ook om by te noem, mense moet ook nou nie teenoorgestelde gaan en sê dit is 'n totale demoniese fliek nie. Alhoewel dit nou natuurlik gaan oor Demone is parankande.
Ja, dat is so ver omgaande dat ja, dis fiktief. Maar nou net ook net so die verregaande nê, is dat 'n mens kry dit nou nogal dat dat ongeag hoe verregaande dit is, dat 'n mens en dit is nou nie die kritiek teenoor hierdie spesifieke fliek wat ons nou eintlik oor gesels nie, is eintlik enige film wat 'n mens eintlik so aanhang. En dit selfs dit eintlik selfs ook op die episodes wat ons hierna gaan doen oor die fliek oor Dawid se lewe en die reeks oor die Here Jesus Christus wat op Netflix is en al daardie goed waar so daai goed gaan gesels, selfs daai goed is eintlik gevaarlik daarin dat jy jou vorming daarvan af wegneem. Ja. Jy word so daardeur gevorm dat jy dit nie meet aan die Here se woord nie. En daai goed of 'n klomp goed gevaarlik is want jy begin aan 'n klomp dwaalleur glo wat so naby is in die skrif maar nie die skrif is nie. Wat nou hier gebeur is dat jy eintlik ek dink jy kan een van twee goed jy word jy kry 'n wanpersepsie van wat demone is, maar dalk maak jy hierdie storie jy maak dit af as fiksie wat ek dink dit is, maar dan begin jy alles daarmee gepaard ook as fiksie afmaak soos demone en soos duiwels. En hulle is nie fiktief nie. Die Bybel leer ons baie mooi dat hulle is daar, Efesiërs 6 wat sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit is dalk ook gevaarlik einde van enige stuk film en hier net in hierdie met ons gesels is dat jy eintlik daar's twee kante toe waar jy gaan in jou vorming wat kan plaasvind oor hierdie fliek. Ja. So, jy sê ek kan nie popliedjies sing om demone weg te dryf nie? Nee. Okay, wel wat help my dat ek al Ed Sheeran se kinderliedjies ken? Ja, nee, ek dink dit is bietjie moeilik om dit so te doen, Piet. Ja. Maar ons kan 'n bietjie eenvoudig net weer gesels oor demone uitdryf. Bietjie meer toespits op die idee van die idee van exorcism in die Rooms-Katolieke Kerk. En hoe dit dan ook verstaan moet word in gaande die Bybelse verstaan en toepassing van demone uitdryf. Maar ek dink Alistair, ons het nou reeds so 'n bietjie gepraat oor die demone. En iets wat ons moet onthou is dit word ook uit 'n Koreaanse lens geproduseer omdat dit gaan oor Koreaanse popmusiek. Baie van die mense deel is van die produksie van die fliek is Koreaans natuurlik. En so moet ons verstaan in Suid-Korea nou, nie Noord-Korea nie. In Korea se baie tradisioneel eintlik konservatief Christelike land. En so is daar 'n paar Christelike aspekte van die film. Daar's eintlik 'n ou wat ek gekyk het wat in die K-pop industrie gewerk het en dit verlaat het en eintlik Christelike jy kan dit maar Koreaanse musiek maak. So K-pop maar Christelik. En hy het 'n video gemaak oor al die Christelike aspekte wat in die fliek teenwoordig is. Maar dit is ook 'n geval van dit is nie in die voorfront nie. So dit is nie 'n verkondiging van die evangelie nie, dis eintlik maar net 'n konteks wat oorgedra word in die fliek. En eintlik net hoe kan ek dit sê, oulike stukkies wat hier en daar ingesprinkel word soos wat jy sout bygooi in jou kos om dit lekkerder te laat proe. Maar wat ons nou ook raak sien is die demone is nie soos die demone soos wat in die Bybel raak sien nie. Ek weet nie of jy dalk bietjie meer inligting wil hê aangaande dit en bietjie meer wil uitbrei nie. Ja, een van die hoofkarakters in die fliek is 'n mens wat 'n demoon geword het. Jy word nie 'n demoon nie. Mens word nie 'n demoon nie. Die demoon is gevalle engel wat voorheen bestaan het. Dit is die een groot tydelike verskil. Ja. Ja, ons sien ook dat hierdie karakter wat jy nou beskryf, ek kan nie sy naam onthou nie. Dat daar nie ek dink Gino, ja, iets soos dit. Maar dat daar hierdie idee is dat hy ek weet nie wat sy mooi woord nie in Afrikaans nie, ja, simpatiek, ja. Hulle bied hom wel 'n simpatiese lig voor.
En dat hy nou eintlik as hy 'n ander pad dalk kan volg, dan kan hy. Maar dit is ook weer eens nie hoe ons demone in die Bybel vind nie. Die demone ken God, hulle weet wat is reg en wat is verkeerd en tog kies hulle om verkeerd te doen. Ekskuus Alistair, jy wou iets sê. Ja. Nee, dit is interessant hoe mense dit goed praat, nee. Ek dink nou ook daar in Efesiërs 6 waar Paulus in vers 11 skryf, trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nee, dit is interessant, nee, dat die liste van die duiwel werk regtig so dat jy eintlik alle demone afmaak as fiktief, as nie bestaande menslike denke. Jy kan dit doen, nee, en dan is jy eintlik ook daar vir die goed 'n teken. As jy dit net afmaak as fiktief. Daar's 'n film wat eintlik ook een keer gesê het, nee, die duiwel het die groot ding bereik dat hy die wêreld oortuig het dat hy nie bestaan nie. En dit is ook hier van toepassing, maar dit is ook van toepassing die liste van die duiwel, nee, dat jy eintlik nog steeds dat jy nog steeds weet dat daar is demone en bose geeste, maar dat jy 'n wanpersepsie het van wat hulle eintlik is. Ja. Nee, die wanpersepsie van wat hulle is en hoe hulle lyk en wat hulle doen, dat jy eintlik ook 'n onbybelse vorming daardeur het, nee, so om eintlik staande te bly teenoor enige liste wat die duiwel dalk vir ons na vore bring, nee, is die volle wapenrusting van God nodig. En nou kan mense sê, nee, maar dit dis 'n ou fliek, dis 'n ou fliek, en ek dink, daardie bewoording, dis 'n ou fliek, nee, die duiwel kan dit in sy liste ook teen jou gebruik, om eenvoudig sulke goed te onderskat. En net waar ons ook 'n bietjie later gepraat oor die wapenrusting, wat baie belangrik is dalk net wat ek wou sê. Ja, ek dink sê het nog ons goed opgesom wat jy daar gesê het. As mens te bang vir demone is of die duiwel is, en of jy hom glad nie ag nie, beide is ewe gevaarlik. Ja, ek dink dit kom uit die skroetypletters uit, daai Ja, dit ding. Ja. En dis sorry, ek kan nou hier rond opgetel het, sy het my heel tyd gekrap op in my voete, so dat sy my verplaat die hele video deur. Kyk nou die lelike ding. Dis die demone like in die fliek, by the way. Like soos dit. Jy is eintlik akkuraat op daai. Ja, hulle like omtrent soos dit. So hulle like ook nie soos demone nie. Sander ding. Ja. Nee, as ek by jou kan aanhaak, Pieter, oor die skroetypletters of C.S. Lewis, ek sal enigiemand voorstel as jy regtig iemand wil lees wat nie net baie kosbare inligting meedeel oor die demone se werke en waarvoor ons moet versigtig wees aangaande hulle werk in ons lewens nie. Maar ook baie plesier en genot uitput uit die skrywer uit. C.S. Lewis se skroetypletters of ek weet sommige mense noem dit ook deur Wormwood, omdat dit hierdie hoofdemoon is wat aan sy neefie demoon Wormwood eintlik briewe skryf oor hoe hy moet voortgaan om hierdie een persoon heeltyd te tempteer en hoe hy hom eintlik in die kloue van die Satan moet kry. Dis 'n baie interessante lees en 'n baie genot of nie genotvol nie, maar jy put definitief genot uit te lees hoe hierdie demone te kere gaan en dan jy sien eintlik hoe nutteloos die demone se aksies is, want hulle veg die geveg wat hulle al reeds verloor het. En so ek sal dit definitief voorskryf enigiemand wat sou belangstel om dit te lees. Dis baie insiggewend ook. En so sien jy die Satan se werke ook duideliker raak deur dit te lees en te besef. Maar skus Pieter, jy wou nog iets genoem het. Ek kan nie nou spesifiek onthou nie, maar ja, dit is wel beide die rede hoekom die fliek dalk nie gewete hoef te pla nie, en ook die rede hoekom jy versigtig moet wees. Demone lyk nie soos demone nie, hulle tree nie soos demone op nie, hulle het eintlik die enigste ding wat hulle gemeen het met demone is, hulle kom van die
hel af en hulle die naam. So dit is beide die ding vir versigtig te wees en die rede hoekom dit mense regtig pla nie. Dit so mens net kan werklikheid skei van fiksie. As we dit nou sou wou kyk, as jy eerder sou net glad als wat met demone te maak het wil vir my, is dit 'n geldige standpunt. Maar as jy die fliek wil kyk, weet jy dat hierdie is nie demone nie, weet jy dat hulle trainies op nie, meer laat dit jou denke vorm nie. Ja, ek dink alles wat ek sê aan die begin, kan skei fiksie van die werklikheid af. Ja. Nee, ek dink ook, en ek is versigtig as ek hierdie sê, want ek wil nou nie die produseerders van die film afmaak nie, maar die voorstelling van die demone is dit maar eintlik effens oppervlakkige ek wil sê verstaan, maar die konteks van hulle demone uit die Koreaanse oogpunt en folklore oogpunt is bietjie anders as wat die Christelike verstaan is, maar dit is maar 'n baie oppervlakkige antagonis in die storie, as ek dit so kan stel. Dit is nie 'n baie in diepte komplekse antagonis wat jy in hierdie demone vind nie, waar jy in die Bybel sien jy eintlik hierdie wreedheid en boosheid van die demone baie duidelik raak. Maar daarom gesê, ons het al so 'n bietjie daaroor gepraat, oor die verskil tussen die demone en hoe dit vir gelowiges eintlik gevaarlik kan wees om nie te kan onderskei tussen die twee nie. Is daar enigiets wat julle dalk nog wil byvoeg aangaande hierdie punt? Ja, ek weet nie wat dit stel nie, die hoofdemoon en hakies, dis nou die ander hoofkarakter, die hoofantagonis is effens links, maar die demone oor die algemeen, hulle probeer jy nie mislei nie, hulle is net daar. So dis nog 'n verskil. Werklike demone gaan jy jou mislei, gaan jy van die pad af probeer kry, en hierdie dinge is duidelik demone. Ek weet nie of julle verstaan wat ek sê, so dis nog 'n verskil om op te let. Ja. As daar iets dalk, ekskuus. Ja, as ek dalk net kan sê dat die hele storielyn is in 'n mate nogal interessant en dat ek dink dis iets wat die mens moet besef, nee, geen fliek is sonder 'n agenda nie. Nee, en die mens kry goeie agendas en mense kry slegtes. En hy is nie, 'n film is nie sonder 'n agenda nie, dink ek. En dit is interessant die oor se storielyn, nee, dat hierdie demone in die film nou eintlik volle mag oor almal wil kry en eintlik almal wil beheer. En mens kan nou seker alle lange sinne praat oor wat hulle agenda nou eintlik daar rondom is. Nee, of dit nou is net dat hulle teen 'n een land regering is, of hulle nou teen wat ook al is, mens kan wat ook al in sê, en dat hulle eintlik, wanneer hulle nou beheer het oor almal, kan hulle nou doen wat hulle wil. Nee, en dan die teenvoeter is dan hierdie ouens wat hulle jag, nee, wat hulle nou uitjag, en dit is dan by hulle is daar 'n stuk verkondiging is, nee, dat jy eintlik jouself moet aanvaar soos jy is, nee, omdat ek dink ook, mens kan nou hoe ook al daaroor dink, maar dit is eintlik baie naby aan hierdie Amerikaanse ding, en dat jy moet, wie ook al die persoon is, nee, aanvaar soos hy is. Nee, of hy nou sê hy is 'n hond of 'n kat, nee, of 'n muis, dink ek kan jy ook uit hierdie lyn trek. So elke ou gaan nou iets anders daar trek. En net soos jy uiteenlopende menings kry oor of 'n kunswerk mooi of lelik is, dink ek gaan dan nou verskillende goed wees. So dit is net ook iets wat 'n mens nou moet raak sien, is dat die lyn, die storielyn ook maar tot 'n mate redelik interessant is, maar ook met 'n bepaalde stuk agenda in. Ja, nee, dit is 'n sekulêre fliek, maar soos alles, dit is dit maar iets aan die woord, maar mens moet ook dit nie ooranalyseer nie. So dit is waar, daar is waarskynlik, daar's agenda aan alles, maar ek weet nie, ek het al conspiracy theories op die internet gesien, of mense wat oor op 'n manier teen hierdie fliek is op 'n onlogiese manier en dinge inlees,
So weet dit is 'n sekulêre fliek, moenie hierdie kyk en die evangelie verkondiging verwag nie, moenie hierdie kyk en verwag dat al die waardes gaan saamstem met jou waardes nie, maar moet ook hier meer aandag gee as wat dit verdien nie. Ja. Ja, nee, ek wil nou gaan net een vraag verbygaan en dan terugkom na hom toe maar. Ek dink dis dan eintlik ons het so 'n bietjie gepraat, Alistair het gepraat oor die demoonjagters. Hierdie 3 dames. Wat sê die Bybel van demoonjagters nou? Ons het 'n bietjie gepraat oor demone, maar moet ons dan ook demone gaan jag of ja, wat sê die Bybel oor dit vir ons? Wel, die 3 dames mag nie, dis nie 'n amp nie. Goeie, Nee, dalk kan selfs dit 'n bietjie eintlik gestaan. Ek dink nie mense kry eintlik opdrag om die goed te gaan doen nie. Mense kry eintlik opdrag dat 'n mens staande moet bly in die Here. Mens moet staande bly in die kennis, in die waarheid, in die woord van die Here. Om staande te bly teen hierdie goed wat jou wil aanval. Hierdie goed wat jou wil verlei, hierdie goed wat jou die pad wil sien byster raak, wat jou links en regs wil laat afdraai. So ek dink mense moet die goed nie gaan soek nie. Mense moet hulle nie probeer gaan oorweldig of gaan oorwin of gaan stryd voer nie. Mense moet eenvoudig staande bly teen al die aanvalle van die bose. En dit sien ons baie mooi in Efesiërs, nê, waar Paulus vir ons sê, neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed, met gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ek dink dit is belangrik om te onthou. Ja. Ja. Nee, ek nou het Pieter daarso sê van op sy kaartjie of van Saja Boys iets interessants het tersydeliks. Saja beteken leeu. En hulle is nou die demone. So Pieter, ek dink jy is verkeerd in daardie titel wat jy self subtitel wat jy gee op jou kaartjie. Hulle is nou die demone in die fliek en dis interessant dat daar dan staan dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek om ons te verskeer. Okay, daar's ons bietjie beter, Piet. Maar ja, so dit is interessant hoe die mense hierdie goed inwerk, maar dit is nou net ietsie interessants om te bytvoeg. Ja. Maar dit laat my dan dink, as ons nou praat oor demoonjagter, oor die 7 seuns van Skefa in Handelinge 19 spesifiek. Dan sê dan gaan hulle uit daarop om die demone uit te dryf en dan sê jy vir die demone, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? En so wys die demone eintlik dat hulle bereid is om terug te beklei teen die gelowige, maar daarom ontvang ons die opdrag om In my krag. om nie in ons eie krag te doen nie, maar in Christus dit te doen, om in Christus se naam te bid en daar waar ons nie demone moet gaan opsoek nie. As die demone oor ons pad kom, het ons die troos en die beskerming dat ons hulle in Christus se naam uitdryf deur gebed. Ons kan later ook 'n bietjie praat oor exorcisms in 'n latere video. Maar wil ek net terugkom by die laaste vraag en hoe ons dan al hierdie eintlik misinterpretasies en wanpersepsies wat ons vind in die fliek oor demone dan spesifiek kan dan ons kinders beïnvloed. En hoe moet ons dan ons kinders beskerm as hulle so graag hierdie goed aanhang as gevolg van die musiek, as gevolg van die animasiestyl wat so goed gedoen word.
hoe beskerm ons kinders oor hierdie tipe sake, oor demone in ons wêreld? Nou, dit beskerm hulle teen enige vlek, teen enige invloed, teen enige speletjie of wat ook al. Weet wat hulle kyk. Tel vir hulle wat waar is en wat is nie. Gebruik jou eie goeie oordeel of jy hulle wil toelaat om dit te kyk of nie. Maar ja, wees betrokke, weet wat hulle mee besig is en wys hulle die regte weë. Ja, as ek ook net iets kan bysit, dat ons nou nog eintlik glad nie eens oor gepraat het nie. Ek het nou die storie, maar eintlik is 'n bietjie vergeet van wat met hom gebeur. Maar daar's nou eintlik 'n demoon wat in twee geskeur is of hy nou die goeie of die slegte wil doen, nê. Ja, die een wat is. Dit is ook so ver van die werklikheid. Dat jy 'n demoon kry wat so 'n bietjie goed in hom het, nê. Dit is so ver van die werklikheid en die waarheid dat dit kom so maklik in 'n mens se denke deur dat 'n mens ag shame of hulle is nie almal so nie of dit wat ook al die geval nou mag wees. So ek dink dit eenvoudig by Pieter te sê alles wat ons nou eintlik oor gesels het wat mense sê, maar net daar's 'n werklikheid, daar's 'n fiktiewe wêreld, nee, daar is die waarheid en daar's die leuen, nee, nee, ek dink daar is in die fliek dan nou kan 'n mens sê eintlik 'n klomp leuns wat 'n mens nie moet glo nie. En daar is 'n waarheid wat 'n mens moet glo. En dit ook met soos Pieter sê enigiets wat 'n mens kyk. Ja, dit Dit is al veel hierdie raad vir ouers. Ja, ek sê dis 'n bietjie raad vir ouers gegee het. Hulle leer hulle waardes van die jongs af. Wel kyk, ek is 'n groot voorstander van Lord of the Rings, maar ek sou ook self sê dat mense moet ook dit mooi onderskei, nee, van die fiksie en die feit in die wêreld. Ja. Dat daar was nie regtig so ding soos 'n ork nie, of 'n org as jy dit seker wil vertaal in Afrikaans. Mens moet daai onderskeid tussen feit en fiksie in enige media moet jy mooi tref. Ja, dit is die ek dink dit is die saak met alles. Gebruik jou eie goeie oordeel, gebruik jou eie gewete, wel gemeet aan die skrif natuurlik, jou eie godgegewe gewete, weet dit. Ja. Maar Beperk jou kinders internet toegang. ja, daai is 'n baie goeie een vir alle ouers om te weet. Maar ja man, is daar enige finale goed wat julle nog wil sê? Ja, ek het baie waardering vir die gesprek, julle, dankie. Sê ons vir die luisteraars baie dankie. En dan ook baie voorspoed. En dan so sê ek ook baie dankie vir julle manne. Dan sien ons Dankie waar, voorreg. dan sien ons julle voor. En as die laaste nooit gaan kyk in Lord of the Rings, as die laaste nooit. Ek stem saam met Pieter. Maar dankie julle en dan sien ons julle volgende week. Super. Ek Moet ek die liedjies in die fliek of sing as 'n outro? eerder nie die keer nie Pieter dalk volgende keer. Okay. Cool. Ek wys dat my range het verbeter met Golden.